Daar's hy, goeiemôre van my kant af. Dis lekker om julle almal hier te sien vanoggend en ook vir die van julle wat aanlyn kyk. Ons in ons derde week van ons reeks Becoming Love en ons het begin om te praat oor dat ons hierdie volgende seisoen net bietjie gaan praat en fokus op die boek Korintiërs en die boek wat Paulus vir hulle geskryf het vir die kerk in Korinte. En het ons die eerste week bietjie konteks gegee oor wie die kerk was en wat daar gebeur. En verlede week het ons bietjie gepraat oor die gedagte dat hulle net moet ontdek dat God lief is vir hulle. En ek dink dit is so 'n relevante kerk dat dit eintlik relevant is vir ek en jy. En vandag wil ek dit verder vat, net rakende dit. Maar ek wil jou eers 'n vraag vra. Wie van julle vind jouself baie keer op 'n plek in situasies wat jy weet, skielik kwaad raak of ongeduldig en dan voel jy later skuld, skaam en seer. Enige iemand? Okay. So 3 van julle, die Here het vir jou 'n amazing plek eendag in die hemel, die wat nie hand opgesteek het nie. Ja, maar die res van ons wat hier is, jy's op die regte plek en dis wat ons wil oor praat en gesels, want ek dink dis ons alledaagse lewe. Net wanneer jy dink you have arrived, dan kom jy agter jy het nie. Party van ons, jy weet, maak besluite gebaseer op ons emosies of hoe ons voel op daai spesifieke oomblik en dan later dan kom ons agter die besluite wat ek geneem het was gemotiveer deur jaloesie, was gemotiveer op trots, was gemotiveer op goed wat ek gedink het is alles net vir my. Jy weet, en dis wat ons vandag wil praat, want ons praat spesifiek oor becoming love. Hoe word ek iets anders? En om te verstaan waar ons wil begin is juist die kerk in Korinte. Ons staan bietjie daarby stil. En die kerk in Korinte was hierdie kerk wat 'n groot geestelike kerk was. Daar was groot goed wat gebeur het in hierdie gemeente. Hulle was die dinamiese gemeente en dinamies die Heilige Gees ervaar. Hulle was passievol in hulle aanbidding teenoor die Here. Die geestelike gawes het gevloei deur hulle. En Paulus kom dan sê hy vir hulle, hy sê ek waardeer dit so om te sien wat julle doen, maar eintlik sien ek daar's 'n stuk wat nog verlore is in julle en is 'n stuk onvolwassenheid. Dat dit alles gaan net oor julle, dit gaan net oor ons. En vandag kan ek praat oor ons as Doksedeye, of jy nou by die huis sit, aanlyn, en of jy nou hier in die auditorium is, die gedagte is, it's all about me, myself and I. En Paulus sê, hierdie was die 2 uiterlikes wat hy beleef het in Korintiërs, was die eerste enetjie is, uiterlik was hulle baie geestelik. En almal het gesien hoe hulle aanbid, en almal het gesien hoe hulle leef, maar binne, innerlik, hier binne was daar geestelike babas. Jy weet, julle sal onthou, ek gebruik altyd die woord, maar op Sondag is ons geestelike reëse en Maandag vleeslike bees. Jy weet, die mense wonder, hoe is dit moontlik dat hierdie 'n Christen is? Hoe is dit moontlik? Maar Paulus sê, hierdie kom ek agter met hierdie gemeente, dat daar soveel issues en daar soveel goed in hulle persoonlike onderdanigheid, nie noodwendig net onder mekaar nie, maar hoe hulle leef, dat daar's jaloesie, daar's bietjie risie hierdie kant en morele probleme, daar's soveel goed wat hulle terughou om volwaardig die volheid en die volwassenheid van wat Christendom is, veronderstel is om te wees, uit te kan leef. En nou vat Paulus hulle na 'n plek toe waar hy sê, dis hoe ek wil hê julle moet leef, dis wat ek wil hê julle moet verstaan, wanneer hy hulle heeltemal groet aan die heel einde van hierdie boek, en almal van ons wat hier is, het al hierdie gehoor iewers in jou lewe, wanneer die pastoor of die dominee heel aan die einde van die kerk sy hande so opsteek, en sy hande oor jou gooi, dan sê hy die volgende, mag die genade van die Here Jesus Christus. Sien julle, ek moet julle nou help. Dan sê hy die volgende, waar is die skrif nou? Hy sê, mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle bly. Hy sê, hierdie is die 3 konsepte wat ek julle wil by uitkry. Dis ons
plek waar ek wil hê julle moet wees, dat julle besef dat ons het hierdie genade van ons Here Jesus Christus, en hoe leef ons in hierdie genade? Ons het die Vader se liefde, die vaderlike liefde ontdek vir ons lewe, want hy het dit vir ons kom gee, en Benny en Pierre het verlede week daaroor gepraat, om te verstaan, dis wat ons het, dis vir ons gedoen, dit is namens ons gegee, en dan sê hy, en mag julle die gemeenskap van die Heilige Gees, die gemeenskap van die Heilige Gees, is nie net die uitwerking van die Heilige Gees nie, maar dis Heilige Gees wat jou accountable hou, vir die goed wat jy doen, wat verkeerd is. Dis daai goed wat ons baie keer sê, die stemmetjie het vir my gesê, ek moet nie. Dis nie die stem nie, dis nie die man daarbo nie, ek het 'n verhouding, dis God die Vader en Heilige Gees wat inspraak maak in my lewe. En Paulus sê, hierdie is die 3 goed, as julle hierdie goed verstaan, gaan julle tot volwassenheid groei in wie julle kan wees en hoe julle veronderstel is om te wees. En dan begin hy, gaan ons terug, hy sê, onthou net, julle het genade ontvang, dan groet hy hulle so in die hele eerste hoofstuk in vers 4, hy sê, ek sê voortdurend vir God dankie vir julle. Ek sê regtig vir die Here dankie vir julle ook wat hier so sit. Sê Here dankie vir elke ou, al ken ek nie sy naam nie, maar Here, ou, u weet, daai ou met die bles wat my gegroet het Sondag, dankie vir hom. Jy weet, daai vrou, Here, daai vrou wat my vriendelik kom groet het, Here, ek sê dankie vir haar. Here, daai tannie wat my so gedruk het, nou ruik ek haar parfuum, Here, ek dankie haar ook. Here, vir almal, ek dankie vir almal, en in my geval, maar Paulus sê, dis juist wat ek, nou kom hy, dan sê hy die volgende, hoekom sê ek vir God dankie, want hy het julle, hy het iets begin, hy het julle, omdat julle met Christus verenig is, dat jy op 'n plek gekom het om te sê, Here, ek aanvaar u vir wie u is, want u het dit vir my gedoen, namens my, en daardeur is ek nou ingesluit in u familie, in die koninkryk. Hy sê, daardeur, hy sê, verenig ek met hom, hy sê, met genade is ons oorlaai. Ek hou van daai woord, want dit sê, dis meer as wat ek kan beheer. Het julle al gesien, weet julle wat beteken oorlaai? Het julle al gesien, om en by die 16de, 15de Desember, dan klim jy op hierdie N1, dan sien jy, daar is 'n paar busse en taksies, hulle gaan Zimbabwe toe, hulle is oorlaai. Jy weet, jy kan agterkom, daai trailer maak al so, hy is amper net bo die grond, maar hy is oorlaai, want elkeen wil sy waarde, dit wat vir hom waardevol is, wil hy saamvat huis toe. En God sê, wat is vir jou waardevol, wat jy dit ontvang, jy moet besef, jy is oorlaai met hierdie waarde. Dit is deel van jou lewe. En vir die Korintiërs was hulle oorlaai met kennis, met woord van wysheid, oorlaai met die geestelike gawes. Hulle was oorlaai met sekuriteit en hulle verhouding met Jesus Christus. Dit was nie die probleem nie. Hulle probleem was nie dat hulle tekort gehad het aan genade nie. Die probleem was eintlik dat genade verkeerd gebruik was. En dis eintlik waaroor dit gaan. So wat beteken hierdie woord genade? Onverdiende guns. Iets wat ek nie verdien nie, maar ek kry dit. My sonde is weggewas. Ek is skoon, ek is net, en ek het nog 'n kans, en van ons wat hier sit, het nie net 'n tweede kans gekry nie, jy het al 'n derde, vierde, vyfde, jy's al verby 100 kanse. Maar jy weet, dis wat genade doen, en genade sê eintlik, dat al verdien ek soveel meer wat sleg is God steeds bereid om sy genade, sy guns oor my lewe uit te kom giet. En so hy sê, ek het hierdie genade vir julle kom gee. Maar dan sê Paulus ook vir hulle, sê julle verstaan genade verkeerd. Inteendeel, hy skryf vroeër vir die kerk in Efese, later skryf hy hierdie vir hulle, hy sê, gaan ek nou aanhou sondig, omdat genade genoeg is? Stellig nie. Van genade is nie die sonde uitveer, wat ek sondag maar net, en ek gaan aan, en dan veer dit maar my sonde uit, en dan kan ek maar net weer aangaan, en jy weet, en dis wat gebeur, en nou kom ek sondag kerk toe, en dan kom bely ek my sondes, en almal, jy weet, en pastoor, ek is jammer, ek het nou hierdie gedoen, nou bid ons saam met jou, jy bely jou sonde, maar maandag is ons maar net weer dieselfde mens. That's not grace. Inteendeel, maak ons dan genade
goedkoop. Want ek kry dit. Jy sien, genade is nie goedkoop nie. En daardoor moet ons die waarde van genade verstaan. En sê, Here, hierdie onverdiende guns wat ek gekry het, wil ek graag, ek wil toeneem in dit. En nou skryf Paulus vir die Korinte die volgende 2 Korintiërs hoofstuk 6 vers 1. As jy jou Bybel het, kan jy saam met my blaai, maar daar's 2 vertalings wat ek hier vir jou wil uitlig. Die eerste enetjie sê hy in die nuwe vertaling, hy sê as medewerkers, hy roep hulle, hy sê ek en jy, ek is nou Paulus, ek roep jou as medewerkers van Christus, as medewerkers in dit wat ons moet doen. Hy sê as medewerkers van God, doen ons 'n beroep op julle. Ek smeek julle om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Ek smeek julle dat hierdie nie net ter vergeefs is nie, maar dat dit regtig iets kan word. En wanneer hy sê dat dit nie ter vergeefs is, sê hy dat hierdie woord genade, dat dit nie nutteloos in jou lewe is nie. Dat jy nie wegstap op 'n Sondag en jy gaan maar net aan met jou lewe nie. Soos wat dit was nie. Dis maar net dieselfde vleeslike bees. Hy sê hierdie woord genade, moenie laat dit nutteloos wees in jou lewe nie. Hy gebruik ook, hy sê moenie dat dit vrugteloos in jou lewe dra nie. Moenie laat dit onsuksesvol raak in jou lewe, want ek gaan maar net aan. Baie mense het op 'n stadium vir my die vraag gevra, preek Dr. Sedayo net altyd oor genade? En toe kom ek agter, nee, ons preek Jesus Christus, dis wat ons preek. Hy is die sentrale fokus van wat ons doen, alles. Of ons nou in die Ou Testament preek, want die hele woord en die hele Bybel gaan oor Jesus, en Jesus gaan oor jou. En nou kom ek agter, wanneer ons praat van genade, dan is die genade skenk wat ons vir ons gegee is niemand anders, maar in 'n vorm van die mens, Jesus Christus. So preek ons genade, ja. En ons preek die genade wat Paulus sê, laat dit nie so wees, dat dit net goedkoop gemaak is, en nutteloos en vrugteloos, en dat jy onsuksesvol wees in jou wandel met Christus nie. Die Amplified version sê die volgende, hy sê, working together with him, we strongly urge you not to receive God's grace in vain. En nou verduidelik hy hierdie, hy sê, by turning away from sound doctrine. Dat ons altyd aanhang aan al hierdie ander goed, wat ons dink, dit is wat ons wil hê. Ons gaan op hierdie geestelike adrenalien reis, en ek sien hierdie wonderwerke gebeur, en nou gaan dit net oor wonderwerke. Of eendag die eindtye, en ons is in die eindtye, en kan ek net vir julle sê, goeie nuus, ons is al meer as 2025 jaar in die eindtyd. Jesus het gesê in die laaste dae, en hy het dit bedoel, die dag toe hy sy asem uitblaas het, hy gesê, dis die laaste dae wat gaan kom. Maar ons hou vas in al hierdie verkeerde lering. Nou sê Paulus, moenie aan daai goed vashou nie, maar sy geduld met ons, sy goedheid, dat ons anders begin dink oor dit, want as ons, if we receive it with vain, dan sê hy, there is no success in your life, en ons geen resultate nie. Geen. Ons werk baie met mense, en dan kom mense na ons toe, dan kom praat hulle met ons. En mans baie keer kom praat oor sy pa, hoe sy pa hom hanteer het, en hoe hy tekort, jy weet, seker goed tekort het as gevolg van sy pa. Hy weet nie om liefde uit te druk nie. Hy weet nie eens om sy kinders drukkies te gee, en hy weet nie om dit te sê of net uit te druk nie. En dan kom ons agter, dan vra ek, maar hoe het jy groot geraak? Dan kom ek agter meeste van die tyd, nee, my pa, of dis so groot geword het. En as jy verder gaan, dan kom jy agter, maar sy pa was 'n Christen. Inteendeel, die pa was deel van die kerkraad, of was dalk 'n kerkraadsvoorsitter. Dan vra ek myself af, hoe is dit moontlik, want jy sien, ons het net genade ontvang, nutteloos, vrugteloos.
Dit het nooit my lewe verander nie. As ek Jesus se woord leer en ek lees wat Paulus sê, dan sê hy, hierdie genade wat ons ontvang verander my hart, verander hoe ek dink, verander alles in my lewe, sodat ek kan word soos wat hy wil hê ek moet word. Nie soos wat my samelewing sê nie. Want genade vir hulle was redding, was die seëninge wat hulle ontvang het en die sukses, maar hierdie genade wat ek van praat, is nie net dit nie, die genade wat ek vandag oor praat, is transformerende genade. 2 Petrus 3 vers 18 skryf die volgende, hy sê, groei in genade en in die kennis van ons Here. Die ander vertaling in die nuwe vertaling sê, sorg daarteen, dat julle steeds toeneem in genade. Toeneem in genade word, dat hierdie genade meer word in jou lewe. Ek moet groei in dit, en vir die Korintiërs kerk was reddende genade die een ding wat hulle aan vasgehou het en gesê het, hierdie is wat ons graag wil hê, want God red ons en ek is gered want ek gaan hemel toe, maar vir die res van die tyd wat ek op hierdie aarde is, hanteer ek almal en anders soos varke. En dis hoekom ons praat oor becoming love. Hoe word ek hierdie reddende genade verander? Ek moet groei daarin. Ek moet toeneem in hierdie genade. Jy weet, ek moet net vandag dit sê, en ek gaan nou 'n storie vertel wat ek ook dalk moet bely. Maar jy weet, wanneer iets jou kwaad maak, dan hou ons dit baie keer in, hè. Gaan nie oor praat nie. Of jy glimlag net en dink, jy lyk liefdevol van buite af, maar hier binne vrede dit jou op. Want jou hart het nog nie verander nie. Jou kop het nog nie verander nie. God se liefde en genade het nog nie die transformerende krag in jou lewe regtig bewerk nie. En dis wat ons baie keer sê, is vir ons is dit juist dit, om te kan verstaan dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van Heilige Gees by ons is. So hierdie is nou 'n storie wat ek moet bely, wat hierdie afgelope week gebeur het. We do not judge, we just listen. Okay. Een van ons cricket spanmaats is hierdie week, julle het gehoor, in Centurion, is hy doodgeskiet deur rowers en hulle is hier by ons in die gemeente. En dit is vir ons verskriklik hartseer gewees en donderdag aand speel ons toe nou cricket en ons as span sê die kaptein, luister, ons gaan 'n oomblik skep wat ons net sy lewe herdenk en jy weet, net 'n oomblik skep by die hele arena en ons doen toe nou hierdie en die volgende oomblik daag sy ouers, sy hele familie daar op en nou sit hulle daar en ons speel semifinaal, jy weet, as span, dis nou die eerste semifinaal en die gemoedere is nou klaar hoog en een van ons spanmaats is nie meer hier en nou staan ons daar en ons doen toe nou maar hierdie seremonie in die arena en sy ouers is daar en dit is 'n mooi oomblik en toe ons nou klaar is, moet ons nou speel. En nou kan jy agterkom, die ouens se moraal is so 'n bietjie laag en ons sê ouens, luister, vandag kom ons speel vir iemand en ons dedicate hierdie game aan hom. Wat sou hy gedoen het? En so call vir ons eerste en nietemin hulle bowl ons toe nou uit vir 63. En daar besef ons het moeilikheid. Nou, in indoor cricket of aksie cricket werk dit so, as jy uitgaan, is dit 'n -5 en terwyl ons toe nou speel, jy weet, voel ons kom nie daar nie, maar dit is nou 63 en ons is toe nou uit en ons gaan toe nou in om te field en ons, ek sê vir die ouens, maar ek is toe nou opgesaik. Die emosies is daar, jy weet, ons gaan alles doen op hierdie veld, ek gee nie om, ek is oor 40, ek gaan iets breek vanaand, dis okay, my vrou sal my dokter, dis okay, ek gaan alles gee. En so gaan ons toe nou en ons begin te speel en sommer die eerste bal val daar op palkie en jessie, maar toe is die gemoedere hoog. Nou begin ons het hierdie energie en ons gaan aan en op 'n stadium, terwyl ons so is daar iets wat onreg word toegeskiet. Ek speel toe nou hier agter, jy weet, ons noem dit backstop en ek hardloop maar die bal, toe kry die bal en ek hardloop hierdie een ou uit, maar hy is so ver uit, soos in ver, myle uit. En hy kyk vir my en hy sê, ja, hy is uit en ek sê, en die umpire sê, hy is safe, hy is nie uit nie.
Ek verloor het. Ek verloor het. Ek gooi die bal. Ek skree. Hoe's dit moontlik? Ek sê hy is so ver uit. En die umpire sê eerste waarskuwing. Ek sê vat jou waarskuwing. Ek worry nie. En hy sê tweede waarskuwing. Ek sê man, ek gee nou weer. Ek staan daar agter en my kaptein sê vir hom, hy sê net vir Llewellyn, dis nou sy laaste waarskuwing. My kaptein sê vir hom, Llewellyn gaan nie nou vir jou luister nie. Dis nou verby. Dis nou verby. En ek staan daar en terwyl ek daar staan, stap ek so agtertoe en ek gaan staan teen die net en ek wag vir iemand om te bal. En ek staan daar en ek besef, Llewellyn, wat het jy nou net gedoen? Maar ek staan daar en ek besef, wat het nou net gebeur? En die emosies is so hoog en so aan en verder, ons het toe nou die game baie ver gewen. En ja. En na die game hardloop almal so na die middel toe en ons doen ons ritueeltjie daar en ek stap na die umpire toe en ek sê vir hom, ek is baie jammer, ek is regtig jammer. Hy kyk my so, hy sê, nee, dit is Shop. Ek ken jou, dis nie jy nie. Die emosies is net hoog. En toe stap ek af weg hier in my hart en ek besef, Here, dis eintlik wat ons graag wil hê, dis dat iemand jou karakter kan sien en sê, dis wie iemand is, dis wie jy is, want op die einde van die dag, as jy sê, jy gaan nooit kwaad word nie, asseblief kom sien vir Benny, dan moet 'n demoon uitgedryf word uit jou lewe uit. Paulus sê hierdie vir hulle. Hy sê, ons moet groot word en volwasse word. 1 Korintiërs 13 vers 11, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Dis presies wat gebeur het toe ek my speelgoed uitgooi. Hy sê, maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Ek word groot, volwasse in Christus as gevolg van hierdie genade. Ek hanteer goed anders, want dis wat hy vir my kom gee. Hy skryf hierdie vir Timoteus en vir Titus, dan sê hy vir hulle die volgende, die genade van God wat verlossing bring, het immers alle mense, immers aan alle mense verskyn, dit voed jou. Hy sê dit leer ons om op die goddelose wyse die wêreldse begeerlike te laat vaar, om afstand te doen van al die goddelose goed, die wêreldse manier van dinge doen. Ons doen afstand van dit, want hoekom? Ons het sy genade ontvang. Hy sê met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenwoordige wêreld te kan leef. In hierdie wêreld leef ons met godsvrug, leef ons met geduld, leef ons met liefde. Ons is daar want God het ons opgevoed, hy het ons geleer en wanneer ons daaroor praat, die betekenis van dit sê letterlik om 'n kind te voed en te vorm. Nie om 'n kind op te voeder nie, om 'n kind te voed. Dis wat hy sê ons word gevoed en gevorm, en so baie keer gebeur goed, en jy wonder, Here, hoekom gebeur hierdie, van God is besig om jou te buig, en jou te shape en te vorm, tot die beste persoon wat jy kan wees. Wil die rykdom van hom uit jou lewe uitbring, die verrykheid en jou vorm, tot 'n plek dat jou denkwyse anders kan dink, jou redenasies anders kan wees, dat jou dade, die dade wat ons mee leef elke dag, dat dit eer en verheerliking vir hom sal bring. En dis wanneer ons groei in genade. Daar's 'n amazing storie van nie net hoe ons genade ontvang het by God nie. Mag die genade van die Here Jesus by julle wees. Maar dat ons groei in ons genade. En wanneer ons gegroei het in die genade van die Here Jesus Christus, dan word ons genade verander. Dan is ek bereid om die minste te wees, om nederig te wees. Dan is ek bereid om my trots baie keer in my sak te druk en te besef, ek was foutief. Dan is ek bereid om jaloesie eenkant te skuif en te sê, hierdie gaan nie weer deel wees van my lewe nie. Dan is ek bereid om ander te dien, om my hande vuil te maak, sodat mense by die kerk kan uitkom. Dan is ek bereid en dan is ek bereid om nie net te moan oor die verkeer nie. Amen. Dan is ek bereid om nie net te moan oor die klank en die worship team en al hierdie tipe goed, want ek weet
dit is tot redding van ander mense, dan weet ek, daar's iets omtrent dit, en ek word genade, en hierdie is 'n amazing story wat ek vir julle wil voorhou, en as die worship team kan opkom. Hier is 'n storie van Corrie ten Boom, en sy skryf die volgende, of hierdie persoon skryf dit die volgende, tydens die Tweede Wêreldoorlog, is Corrie ten Boom gearresteer, omdat sy Jode in haar huis weggesteek het. Sy is na 'n Nazi-konsentrasiekamp gestuur, en daar het sy wreedheid van naby af gesien. Daar het sy gesien hoe menswaardigheid afgebreek word, en daar het sy haar suster Betsy sien sterf, stadig van hongersnood en mishandeling. En Corrie het oorleef, en jare later na die oorlog het sy in Duitsland gepreek oor vergifnis en vergifnis. Die einste ding wat haar soveel gekos het. En na een van haar dienste, terwyl sy daar staan en met mense praat en mense begin uitstap, sien sy 'n man wat na haar toe stap. En onmiddellik het haar liggaam onthou voordat haar verstand dit nog kan verwerk het. Sy het dadelik die gesig herken, en hy was die een van die wagte in die kamp waar sy aangehou is. Een van die mans wat die vroue bespot het, een van die mans wat betrokke was by die vernedering van mense, een van die mans wat verbind was aan die lyding van haar sussie se lewe en haar dood. En nou staan hy voor haar, ouer, sagter, en hy smile. Hy sê, ek het 'n Christen geword. God het my vergewe. Sal jy my vergewe? Tyd het stil gestaan. Aan die buitekant was sy kalm, maar aan die binnekant het alles geskit. Haar hart het geskree, nee, jy verdien dit nie. Later skryf sy, ek kon hom nie vergewe nie, my hande wou nie beweeg nie. Was jy al daar? Was jy al daar wat jy so gevoel het, ek kan nie hierdie doen nie? Waar ongehoorsaamheid onmoontlik voel, waar vergifnis onregverdig voel. In daardie bevreesde oomblik het sy stil gebid, Jesus, ek kan hom nie vergewe nie. Vergewe hom asseblief deur my. Maar deur die geloof het sy haar hand uitgesteek, en toe haar hand aan syne raak, het sy gesê, ek het 'n warmte deur my hele liggaam voel stroom, 'n stroom van liefde wat van hom afkom, 'n liefde wat ek nog nooit so ervaar het nie. En sê, Here, wat moet ek doen? En sy het haarself oorgegee en gesê, broer, ek vergewe jou. Later het sy getuig en gesê, ek het nog nooit God se liefde so intens beleef soos daardie oomblik nie. Want dit was nie bloot belewenis nie. Dit was nie voorgee nie, dit was nie om te vergeet nie, dit was bonatuurlike genade. Menslike krag kon dit nie doen nie, net God kon genade doen soos wat hy gedoen het. Genade het nie haar verlede uitgewis nie, genade het nie haar sussie teruggebring nie, genade het nie die kamp ongedaan gemaak nie, maar genade het haar hart verander, genade het haar siel genees en genade het haar vrygemaak. En dit is die krag van God se genade. Dit maak my vry. Here, ek gaan anders leef. Ek kan dit nie uit my eie uit doen nie, van die krag van genade sê eintlik om so geduldig te kan wees, ver meer as wat ek kan dink of vra, van dit wat liefde kom doen. Romeine 2 vers 4 sê dat God se goedheid wil jou tot bekering bring. Sy genade wil jou tot bekering bring. En wat is genade? En ek het so 'n bietjie van hierdie goed neergeskryf. Genade is krag. Genade is God se liefde wat deur gebroke mense vloei. Genade is nie om voor te gee, die pyn is nie meer daar nie, of dit het nooit gebeur nie. Genade is om Jesus in jou pyn in te nooi. Genade is nie om te sê, dis nie reg, dit is reg so nie. Genade is om te sê, God is groter as dit.
Genade voorskoon nie sondes nie, genade genees die siel. Genade is God se krag om mense lief te hê wat dit nie verdien nie. Selfs ek. Genade is wanneer God in jou hart doen wat nooit en niemand ooit kan doen nie. Genade is wanneer God jou hart genees, selfs wanneer jou storie nog steeds gebroken is. Genade is om vryheid te kies bo bitterheid. En vandag wil ek jou kom oproep, soos wat Paulus sê. Ek wil jou kom smeek vandag, dat jy genade nie ter vergeef sal ontvang en sê, Here, ek gaan maar net so aan nie, maar dit is 'n krag wat jou gered het. Deur genade is ons gered, dit het my gered en dis hoekom ek hier sit vandag. Dis hoekom ek hier staan vandag, maar dit gee my ook die vermoë om anders te hanteer, om die lewe anders te leef, om sy naam en hom te verheerlik in alles wat ek doen en wie ek is. En ek wil jou vanoggend kom oproep. As jy saam met my wil staan en sê, Louwelen, ek staan vandag, want van vandag af is genade die krag wat my sal begin doen wat Jesus graag wil hê ek moet doen. Wil jy saam met my staan? Ek gaan nie toelaat dat genade en bitterheid my lewe kom deurweek nie. Ek gaan nie toelaat dat jaloesie en trots my terughou. Ek gaan nie toelaat dat hierdie goed my lewe kom vernietig nie. Want is sy genade wat dit vir my kom doen. En so Vader, ek wil vandag kom bid vir mense wat staan. Dat hierdie kragtige werk van Heilige Gees in hulle lewe sal posvat. Dat die genade van die Here Jesus so vrylik in hulle lewe kan beweeg, dat hulle nie kan wees, bo-natuurlike krag van genade, wat nou deur hulle liggaam sal vloei. Gees van God, dat hulle sal kom vul met die genadegawe wat U vir ons gegee het. Dat dieselfde gesindheid wat U gehad het aan die kruis, dieselfde gesindheid wat U gehad het, toe mense onreg aan U gedoen het, daai gesindheid om te sê, ek doen slegs wat die Vader wil hê ek moet doen, dat dit so in ons mense se lewe sal wees. Ek kom roep dit vandag, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En as jy saam met my glo, sê saam met my, Amen. Amen. Kan ons die Here loof met ons hande?